Ja, dis eintlik 'n voorreg. Ons is bietjie hierso met 'n toer in die Noord-Kaap en ek kan eers afskop om te sê vir julle om iets te leer is dat jy is tot alles in staat. Dis die eerste ding. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir jou die krag gee. En ek dink die belangrikste wat ons eers moet weet is ons moet weet wie God is. Jy moet weet wie God is. Jy moet weet wie die Seun Jesus is en jy moet weet wie die Heilige Gees is. As jy hierdie verstaan, sal jy baie kan vermag in die wêreld daar buite. Niks sal ongesien verbygaan wat jy nie kan hanteer sonder die Here Jesus nie. En ek wil hierdie met jou deel. Moses in Exodus 17:15 het 'n altaar gebou en toe hy hierdie altaar bou, toe noem hy hierdie altaar die Here is my banier. En jy moet 'n banier hê wat gekoppel is tot Jesus Christus. Met ander woorde, ek dra nie 'n banier wat die wêreld se naam is nie. Ek kan nie gelyk staan aan die wêreld wees nie. Ek kan nie loop soos die wêreld nie. Ek kan nie lyk soos die wêreld nie. Ek kan nie praat soos die wêreld nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. Ons kan nie sê daar's 'n grys area nie. God is glad nie 'n God vir grys areas nie. God sê ja is ja, sy nee is nee. En die eerste ding wat ek vir jou wil sê is daar is duiwels, maar daar is ook 'n Heilige Gees. Daar is 'n Heilige Gees. En ons geestestryd volgens Efesiërs is nie teen vlees en bloed nie, maar teen nie bose magte in die lig. En natuurlik weet julle dat duiwels kom ons maar van waar af, dis gevalle engele uit die hemel uit, né? Die Here het hulle uitgegooi weens hoogmoedigheid saam met Lucifer. Nou hier is iets wat ek vir so 'n paar name, en ek wil hê julle moet nie die name verkeerd verstaan nie, maar daar's 'n rede hoekom ek die name van die Here hier ingesit het. Ons aanbid die God van Abraham, Isak en Jakob en daar kan geen ander God behalwe hierdie God wees nie. Okay. So hierdie is belangrik. Yahweh Mkadesh beteken ek is die Here wat die mense reinig en heilig. Dit is wie God is. God wil nooit hê dat sy kinders moet gekleef wees aan enige verslawing. Kom ons noem dit maar dagga, kom ons noem dit maar enige drank, kom ons noem dit vanmiddag pornografie, kom ons noem dit vanmiddag jou liggaam. Mense kan stry soos hulle wil, God haat drank. God het nog nooit 'n behaag in sterk drank gehad nie. Spreuke 20 in die Engelse vertaling praat hy van beer, wat die Here bier, né? In Engels sê hy beer, B-E-E-R. En dan praat die Here van iemand wat bedwelmd raak met sterk drank. Dit is 'n dwaas in God se oë. Okay. En dan kom die Here in 2 Korintiërs 6, dan sê hy, ek het jou liggaam gekoop, ek het hom gereinig met my bloed, ek het 'n prys betaal, jou liggaam behoort aan my, sê die Here. Jy het geen reg om jou liggaam te skend en te beskadig nie. Die Here sê in sy woord dat die een weet die een wat sy liggaam skend, sy liggaam sal ek in die poel van die hel werp. Het is belangrik dat jy moet verstaan, God wil nooit hê dat jy verslaaf moet wees nie. Jou liggaam is temporary op hierdie aarde. Jou liggaam behoort nie aan jou alleen nie, dit behoort aan die Here Jesus. Hy is net jou taxidraer. Met ander woorde, jy is veronderstel om na hierdie liggaam te kyk. Dit is God se eiendom. Is julle saam met my? Yahweh Nissi beteken die Here gee my oorwinning. Nou ek weet, baie keer sit ons met mense en ek het gehoor hoe rooies praat. Ek ken nie julle baie goed nie, maar een ding wat ek goed ken is dat die Here maak mense steeds vry. Mense verander, maar Jesus verander nooit nie. Hebreërs 13:8 sê, hy is gister, vandag en môre dieselfde tot in alle ewigheid. Okay, so hierdie is net 'n lering wat ek vir jou wil gee vandag. En dan kom die woord van die Here en hy sê, Yahweh Nissi beteken die Here gee my oorwinning. En dit is belangrik dat jy weet wie God is. So ek gaan die name van die Here net 'n bietjie met jou deel, dan sal jy verstaan. Dan gaan jy vir my vra, pastoor, maar moet ek bid in die naam van Yeshua om duiwels uit te dryf? Nee, jy hoef absoluut nie. Jy bid in die naam van Jesus Christus. Die naam van Jesus bo elke ander naam is die naam wat duiwels uitdryf, siekes gesond maak en mense bevryding gee. Amen. Is julle saam met my? Yahweh Shalom beteken die Here gee my rus. Nou daar was 'n tyd in my lewe gewees wat ek ook met baie dinge deurmekaar was. Ek kon nie rus kry nie. Ek het gehardloop van my verlede. Ek sou 3 uur in die môre opstaan, dan sou ek wou gaan fietsry het. Dan sou ek my vrou wakker maak en vir haar sê, jy gaan my, ek weet nie so ver, Kroos is omtrent wat 40, 45 km, 50 km van Henneman af.
En so ek vir haar gesê, jy moet my vanoggend kry, enige iets tussen 6 en 7, dan moet jy my optel en my terugvat, want ek moet nou op kantoor wees. So ek het gevlug van my verlede. Okay? Ek het gehardloop, ek het 'n leemte gehad, ek het 'n vulling gesoek, niks kon my vul nie. Ek het die Here geken, as 'n tyd wat ek vir die Here gewerk het en groot aangejaag het ook in my lewe. Maar toe ek Jesus ontmoet en my waarlik vrymaak van al my sonde, van al my foute, van al my probleme, toe ek waarlik vry. En die oomblik toe die Here my vrygemaak het en kettinge van my afval, het ek nie meer gevlug nie. Ek sou so besig raak met baie goeders, ek sou myself oorwerk het as ek moes. Ek het net gevlug van die Here. Julle ken die verhaal van Jona wat Ninive toe moes gaan en 3000 mense red. Ek was daai ouetjie wat gehardloop het. Ek kon net nie vir die Here stil sit nie. Ek kon nie, want ek was bang vir die realiteit wat met my kon gebeur het. Ek was bang vir die groter autoriteit genoem Jesus Christus en wat hy met my kon doen. Ek het nooit verstaan nie, ek het nooit geweet wie hy is nie. Yahweh Tzidkenu beteken die Here verskaf reg aan ons. En baie keer is daar onreg aan almal van ons gedoen. Aan almal van ons. Die duiwel is wie hy is. Hy's 'n onregmatige persoon. Hy's 'n gees wat kom om te steel, te roof en dood te maak. En ek wil vir iemand die binnekant sê vandag in hierdie lering dat jy hoef nie te sterwe onder die kloue van Satan nie. Die Here het gekom om jou vry te maak en vry sal jy waarlik. As die seun van die mens jou vry maak, die woord van die Here sê, wie Jesus vry maak is waarlik vry, klaar. Wanneer die Here kettinge breek, kan jy nie meer teruggaan op die weë wat jy geloop het nie. Matteus 12 sê, ons het gisteraand 'n uitreik gehad in Keimoes. En 'n wonderlike ding het gebeur. Pieter is die man wat daar sit met sy been op sy ander been, hy's lekker en moeg, en Elona wat hier sit. Mense skrik, mense glo nie meer in duiwels nie, hulle glo nie meer in demone nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dis 'n werklikheid, dit het nog nooit verander nie. Hulle is duisende jare op hierdie aarde. Hulle gaan hier so bly tot die Here die oordeel gaan bring, wanneer elkeen gaan waarheen hy moet gaan. Amen. En jy het mag oor hierdie. Pastoor Dion het vanoggend my teksvers het hy mee afgesluit wat ek mee wil begin. Yahweh Roy beteken die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die oomblik wanneer jy in kettinge is, moet jy besef, daar's 'n tekortkoming binnekant jou. Jy soeke, jy's 'n honger na die Here en al hoe jy dit gaan kry as jy begin 'n Bybel lees en bid en 'n verhouding met die Here Jesus begin kry. So ek wil in hierdie leersessie dit baie maklik maak. Om net Bybel te lees, gaan jou nie voet alleen nie. Om net te bid, gaan jou nie voet alleen nie. 'n Kar kan nie sonder petrol nie en petrol kan nie sonder 'n engine nie. Jy het albei nodig. Jy het die Bybel nodig, jy het gebed nodig en nommer 3, jy het 'n verhouding met die Here Jesus nodig. Sonder 'n verhouding kan jy niks doen nie. Absoluut niks nie. En dan noem hy homself Yahweh Shammah, wat beteken die Here is daar. Nou ek weet jy sit van julle en ek weet daar's nou weg, Roy het 'n bietjie gedeel wat 'n honger het en 'n leemte. Jy voel waar is die Here? Het al met iemand gebeur hier binnekant? Het al met iemand gebeur? Nou ek gaan gou 'n getuienis met julle deel. Ek was jonk geweest. Ek was omtrent so 24 jaar oud, 23 jaar oud. Toe was ek in 1 jaar. 3 massiewe karongelukke. 3 massiewe karongelukke. My grootste ongeluk was onder 'n brug in 3 voertuie in. Daar was niks oor op die kar nie. Die kar het in die brand gesteek aan die agterkant. Hulle het hom kom blus met 'n brandweerwa. Hulle het my onder die trok moes uithaal. Hulle moes my uitsny. En dis die genade van die Here. Op die ouderdom van 24 toe hardloop ek al, want ek was bang om vir die Here te werk. Na die Here 5 keer geprofeteer het, jy gaan vir my werk. So ek wil julle jong oudjies wat hier so sit vandag aanmoedig in hierdie lering is, jy vlug nooit as God met jou gepraat het nie. Hou op onnodige draaie loop in die wêreld. Jy het dinge nodig wat moet gebeur. Ons kan nie meer speel nie. Ons leef in 'n tyd waar siele tot inkeer moet kom, mense tot redding moet kom. Daar's 'n rede hoekom God vroeg in jou lewe met jou 'n pad wil stap. En wat met my gebeur het, is ek het uit die hospitaal uitgekom, die genade van die Here was so groot oor my, ek het net so klein velletjie, wat so opgerafel het op my kuit, toe hulle my moes uitsny. Ek dank die, ek kon doodgebrand gewees het, maar die Here het genade getoon, dat ek lewe vandag. So daar's kere wat ek alleen gevoel het. Kere wat ek het 'n pa gehad, ek het nie regtig met hom 'n verhouding gehad, hy was 'n awesome mens. My ma leef nog, ek is baie lief vir haar.
Maar een ding is seker, mense kon my nie vul nie. Al wat my kon vul is toe ek na Jesus toe gedraai het. Okay. En dan is dit Yahweh Sabaoth, wat beteken die Here van die leerskare. Die naam is beskrywend van majesteit en almag. En as jy verstaan wie God op hierdie gedeelte is jy tot alles in staat om 'n groot werk vir God te doen. El Roi beteken, U is 'n God wat my sien. El Roi beteken, U is 'n God wat my sien. So ek gaan nie preek nie, ek gaan net 'n klein lering gee. Ek wil hierdie vir iemand sê. Ek het dit gisteraan vir hulle gesê in Keimus. Elkeen van ons het 'n engel by ons. Jy kan niks doen in die donker wat God nie van weet nie. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Engel beteken boodskapper. En daai engel rapporteer aan die Here Jesus alles wat jy doen. Daai pornografie wat ons mee sit op ons selfone. Daai verkeerde gedagtes en praatjies wat jy mee besig is. Ek hoor nou maar dinge wat 'n mens smokkel. Elke keer wat jy drink en dronk word, elke keer wat jy gedagtes van oorering het, God weet van alles wat jy doen. En ek wil vir jou vandag sê, moenie speel met die genade van die Here nie. Moenie speel nie, want die woord van die Here sê, vrees nie hom wat jou kan doodmaak nie, vrees hom wat jou liggaam en siel in die hel kan werp. Hierdie is 'n belangrikheid en onder julle jong mense wat hier sit, wil ek vandag 'n groot brand in my hart vir jou kom vra is, kry jou vrees vir God terug. As jy God gaan vrees en jy lees jou Bybel, sal jy leef wat God sê. Dit help jy lees net Bybel en jy leef nie, jy moet leef wat jy lees. As die Here sê moenie skinder nie, hou op skinder. As die Here sê word nie dronk van wyn nie, word van die Heilige Gees, gaan soek die koninkryk van die hemele volgens Matteus 6:33. Gaan soek sy geregtigheid. Soek die woord van die Here sê in Lukas 11, hy sê as jy soek, sal jy vind, as jy klop, sal ek oopmaak, as jy vra, sal ek vir jou gee. Soek die dinge wat daar bo is in die hemel, nie die dinge op aarde nie. Ons het 'n jong meisie gehad, ek dink dit was laas jaar, in Pinksterdiens. Pastoor Dion het nogals by ons gepreek, op Pinksterdiens, preek en hy praat van die gees van vrees, en daai jong meisie begin te manifesteer. En daai gees gooi daai kind van daai kant van die muur tot daai kant van die muur, haar voete raak amper nie eens die grond nie. En dit het ons gevat 'n rukkie, 'n redelike rukkie, om daai kind skoon te kry en saam met haar deur te werk. En ek wil vandag die vir julle sê, en ek gaan vir julle skrif gee, ek kom om 'n lering te gee, want ons praat oor bevryding. Is dit reg so met julle? Ek gaan nie preek nie. Hierdie is 'n leersessie, is maklik, en ek gaan dit eenvoudig hou. Die Bybel is nie so moeilik nie. Pas dit net toe. Spreek en die Heilige Gees sal die res van die werk doen. Is julle saam met my? Julle is saam met my. Kom ons begin gou. Wie is Jesus? Wie kan vir my sê wie is Jesus? Ja, Boeta. Hy is die seun van God. Yes. Hy is ons saligmaker. Hy is die lam wat geslag is vir jou. Hy is Jesus Christus, hy is die Christus. Ja, sissa. Hy het ons gered van al ons sonde en oortredinge. Ja, sissie.
Hy is ons hoop. Nou hoor ge vir hierdie oom. Hy moet die hoeksteen wees van jou lewe. Volgens Efesiërs 2 vers 20. Skryf dit neer. Die hoeksteen. As Jesus my hoeksteen is, sal ek nie wankel in verslawing nie. As ek Jesus as my hoeksteen het, sal ek nie teruggaan na pornografie toe nie. As ek Jesus as my hoeksteen het, sal ek nie teruggaan na rook en drink en steel. Hy moet wees die eerste wat verhewe is bo alles. Met ander woorde, skryf neer Kolossense 1 vers 15. Kolossense 1 vers 15. Alle dinge en jy is geskep deur God tot verheerliking van homself. Nou luister gou-gou. Weet jy hoekom is jy hier op die aarde? Ken jy jou doel op aarde? Jy is, okay, prys die Here, ons baie koppe, okay. Hoekom is ek op die aarde? Om te werk en 'n huis te kry en 'n mooi kar te ry en 'n mooi vrou te hê en pragtige, is dit hoekom ons op die aarde is? Nee. Jy het 'n roeping. Die woord van die Here sê in Romeine 12, jy moet jou liggaam gee as 'n welgevallige offer vir God. Dit beteken, Here, maak van my 'n taxi. Maak van my 'n carrier. Laat ek een sal wees wat die vrugte van die Gees sal dra en die werkinge van die Here wat my sal volg. Met ander woorde, ek wil deel wees van God se liggaam. Jy's op aarde geroep om siele bymekaar te bring tot redding vir die koninkryk van die hemele. Okay? Ons almal gaan werk maandag tot Vrydag, ons almal gaan 'n lewe hê, maar my vraag aan jou gaan nou dit wees. Ek gaan nie vir jou vra nie, jy's nou by School of Fire. Maar hoeveel siele het jy al in hierdie jaar of in die laaste 3 jaar na God se koninkryk toe gelei? Hoeveel siele? Met wie het jy al one-on-one gepraat? Vir wie het jy al gebid om kettinge in hulle lewe te breek? Het jy al by iemand gaan staan en voel jy ek moet nou vir hierdie een bid, maar ek weet nie hoe nie, ek is bietjie bang, ek het jittery, nee, is dit die regte woord? Ek het so 'n bietjie 'n bewerasie, ek dink nie my gebed gaan gehoor word nie. Dis 'n leuen van die duiwel. Ek wil jou net hierdie lering bring. Die woord van die Here sê in Jakobus, hy sê iemand wat twyfel, gaan deur die wind rondgesmee word. Jy twyfel nooit in gebed nie. Die gebed van 'n regverdige het groot krag. Hoor julle wat ek sê? Wat jy vra, sê die Here, wat ook al jy my vra in my naam, sal ek gee. Nou, ek het my span hier vandag. En ons doen nie 'n klein werk vir die Here nie, ons doen 'n groot werk vir die Here. Al daag daar 10 op, al daag daar 1000 op. Skryf neer op jou papier. Ek het die boldness van Esegiel nodig. Van Jeremia en Jesaja. Ek het die boldness nodig van Dawid en Samson en Daniel. En die belangrikste van alles, jy moet daar op jou notepad skryf, NB, uitroepteken, die boldness van Jesus Christus. 'n man sê ja vir die dinge van die Here en 'n muis sê ja vir die dinge van die wêreld. Nou, ek wil gou hierdie by jou los. As ek dan 'n kind van die Here is, wie woon in my? Die Heilige Gees. En wat word hy genoem? Hy word, Jesus word genoem die Heilige Een. Is julle reg saam met my? Sê bietjie Heilige Een. Skryf dit neer, Handelinge 3 vers 14 en Psalm 16 vers 10. Handelinge 3:14, Psalm 16 vers 10. Hy sê deur sy dood is ons geheilig en rein voor God. Rein. Wie is Jesus nog? Wie is hy nog? Hy is die lig van die wêreld. Kan ek julle vra, kan die lig in die duisternis wandel? Kan die duisternis in die lig wandel?
Waar lig is, sal duisternis nooit heers nie. As jy met duisternis loop hier binnekant, sal jy nooit in die lig van God kan wandel nie. Hou gou vas. Ek kan nie wil rook en vir ander wil bid wat rook nie. Ek kan nie 'n bevryding op iemand doen, maar ek sit vasgevang met pornografie nie. Ek kan nie my hande op iemand gaan lê en gaan bid vir 'n wonderwerk, maar ek wandel in die duister nie. So ek wil hê jy moet vir 'n oomblik terwyl jy hier sit, jy studeer dalk nou vir 'n prediker. Jy wil die wêreld gaan wen daar buite kan. Die woord van die Here sê, wat help dit om die wêreld te wen, maar jou eie siel gaan ten gronde. Maar jy's besig met ander dinge in jou gedagtes wat niemand weet nie. Jy's besig met ander dinge in jou hart en jy's nie in regstaande teenoor God nie. Hierdie is belangrik. Hierdie is belangrik. As Jesus die seun van God is hy die woord van God. Sê 'n bietjie woord van God. Nou luister gou. Hierdie is net 'n lering. Alles wat hier geskrywe staan sal nooit verander nie. As jy nie doen wat hier staan nie, sal jy nooit die koninkryk van God binnegaan nie. Wie van julle glo in 'n wit leentjie? Sommige so in 'n ligsinnige grappie. Daar bestaan nie so iets soos 'n wit leuen nie. In die oë van die Here is 'n leuen en dit bly 'n leuen. Het jy geweet die woord van die Here sê, ons moet pas op met die grappies wat ons maak in Spreuke. As ek vir Stefan wil sê, Stefan, jy het 'n dik neus. Ag Stefan, ek speel net met jou. Dis 'n ligsinnige grappie. Wat het jy aan daai persoon gedoen binnekant met jou grappie? Awaken my love, the groom is near. Awaken my